Here het gesê, ons moet hier wag, ons moet hier wag. Die Here het gesê, ons moet hier wag, ons moet hier wag, totdat hy kom. En laat julle lig skyn, dat die wêreld kan sien, wat der Here julle dien. En laat julle lig skyn, dat die wêreld kan sien, ja, wat der Here julle dien. O, die Here het gesê, ons moet hier wag, ons moet hier wag, ons moet hier wag. Ja, die Here het gesê, ons moet hier wag, ons moet hier wag, totdat hy kom. Laat julle lig skyn, dat die wêreld kan sien, ja, wat der Here julle dien. En laat julle lig skyn, dat die wêreld kan sien, ja, wat der Here julle dien. O, die Here het gesê, ons moet hier wag, ons moet hier wag, ons moet hier wag. Ja, die Here het gesê, ons moet hier wag, ons moet hier wag, totdat hy kom. En laat julle lig skyn, dat die wêreld kan sien, ja, wat der Here julle dien. Laat julle lig skyn, dat die wêreld kan sien, o, wat der Here julle dien. Ja, en laat julle lig skyn, dat die wêreld kan sien, ja, wat der Here julle dien. Halleluja, laat julle lig skyn, dat die wêreld kan sien, o, wat der Here julle dien. Halleluja, laat julle lig skyn, dat die wêreld kan sien, ja, wat der Here julle dien. Halleluja, laat julle lig skyn, dat die wêreld kan sien, ja, wat der Here julle dien. Ja, prys die Here, halleluja, laat ons liggie skyn. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op hierdie aarde. Baie dankie vir 'n voorreg wat ons in hierdie dag het, om weer eens so saam te wees. Ja, Here, ons wil baie dankie sê, dat ons u woord in ons midde kan hê, en nie net in ons midde nie, maar Here, laat ons die ingeplante woord altyd met sagmoedigheid sal ontvang, want dit is in staat om ons siele te red. Here, dankie dat ons kon kom tot die volheid van die waarheid van die woord. Halleluja. En Here Jesus, wanneer ons by die waarheid uitgekom het, is daar niks anderste wat ons kan verkondig en glo en kan lewe nie, behalwe die waarheid. Here, ons het waarlik, soos die skrif sê, ons moet kom tot die kennis van God, het ons in Christus, deur Christus gekom tot die kennis van die waarheid. En ons weet, die woord sê, dat julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. En wie die Seun vrygemaak het, hy wat die waarheid is, sal waarlik vry wees. Dankie Here, wanneer u waarheid ons vrygemaak het, sal die leuen ons nie kan vasmaak nie. Baie dankie vir groot genade uit u woord. Ja, Here Jesus, soos die woord sê, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig. En laat ons dan volgens die woord van die lewe sal wandel, elke dag die Here te volg, sodat ons in sy voetspore kan bly. Baie dankie vir die genade om ook te weet dat u is 'n genadige God en u gee om vir elke mens. En ons vra Here dat ons waarlik
in hierdie tye die verborgenhede van Christus sal ondervind, want dit kan vir ons lig op ons pad gee. Eer U vir alles wat U vir ons gedoen het en ons prys U. So wil ons dan in hierdie oomblik dankie sê vir die woord wat sal uitgaan. Here, laat elke oor wat luister waarlik met die woord bestryk sal wees, die bloed bestryk sal wees en dat elke oor sal hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Ons vereer U vir U kosbare bloed. Here, want U bloed maak ons vry van alle onwaarhede en ongeregtigheid. Baie, baie dankie, Here, dat elke iets wat ons gaan noem en sê, gedrewe deur die Heilige Gees, vir elkeen 'n seën sal wees en dat elke verstand dit sal inneem en kan verstaan wat die woord van die Here vir ons sê. Baie dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen en amen. Prys die Here, ons is dankbaar om in hierdie dag so saam te wees. Ons groet julle almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. En ons wil weer eens vir die Here baie dankie sê vir nog 'n voorreg wat ons het om op Joy Gospel Radio hierdie wonderlike evangelie van vrede te kan uitdra. Ons dank die Here vir Pastor Barry en sy vrou wat werk om hierdie radiostasie, die boodskap wat uitgaan te laat versprei oor die hele wêreld. En ons weet dat die Here sal hulle ook seën vir die werk wat hulle doen en ook voorsien in elke behoefte. Ek is Pastor Flippie Gerber en ek is die aanbieder van Pinksterkind. Wil dit weer eenmaal sê, daar's een ding wat vir my seker is en dit is Pinksterwaarhede. Want Pinkster wat ons het in die Nuwe Testament word gekoppel aan die Heilige Gees. En die Heilige Gees is die belangrike een wat ons nou in ons lewe nodig het, wat ons kan leer en lei in die hele waarheid. Daarom sê ek altyd ek is 'n Pinksterkind. Ek luister na wat ander mense sê, maar terwyl hulle dinge praat, leer en lei die Heilige Gees my in die hele waarheid, sodat ons by die volheid van die waarheid van die woord sal kan uitkom. Nou, ons dank die Here, ons is nog steeds besig met die wapenrusting. En wanneer ons gaan kyk na die woord van die Here, as ons net gou wat ons laas keer behandel het, wanneer jy sal sien ek behandel met keer net sekere dele van die wapenrusting, want dit is belangrik, want daar so baie dinge wat die woord oor een deel van die wapenrusting sê. En daar is iets wat my nog altyd eintlik verwonder het, en dit is wat Paulus geskryf het, dat ons is 'n oop brief in hierdie wêreld, wat deur almal gelees word. Halleluja. En altyd gesê, Here, maar hoe kan die wêreld ons lees? Ons is 'n oop brief, en wat baie belangrik is, die wêreld is duisternis. Nou, niemand kan 'n brief lees in duisternis. Daar moet lig wees. En dit is vir my so wonderbaarlik, dat die woord self, dis waar ek praat van die swaard van die Gees, die woord van God. Die woord is die lig. Halleluja. Die lig skyn sodat die mense kan lees wat geskrywe staan. In hierdie brief, ek en jy, hierdie brief. En ek het laas keer dit genoem, en ek wil dit net weer sê, ek het gesê, dat ons is nie warriors nie. Ons kan nie geestelike oorlogvoering doen nie. En dit wat die Here nou vir my gee, is so die waarheid, dat ons is nie warriors nie. 2 Timoteus 3 vers 16 tot 17, ek wil net aanhaal wat ons laas week behandel het. Elke mens volkome voor God mag wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Ons word toegerus vir elke
goeie werk en ons is volkome toegerus. Nou, halleluja. En ons het behandel dat in Openbaring 3 vers 1 tot 3, waar hy sê dat die Here het ons werke nie volkome voor hom gevind nie, en dat die Here sê, dat jy die naam dat jy lewe, maar jy is dood. Hy sê, waak dan en waarsku die wat op die punt staan om dood te gaan, want die Here het ons werke nie volkome voor hom gevind nie. En dis al hierdie dinge, hoekom is my werke nie volkome nie? Wat is my werke? Wat moet ek doen? Halleluja. Sodat my werke volkome kan wees. Halleluja. En ons gaan nou uitvind wat dit is, en ek het laas keer ook gesê, die volheid, as ek my werke volkome, as ek my werke volkome wil hê, dan moet ek die volheid van Christus hê, en die volheid van Christus kan ek alleen in Christus ondervind, want, halleluja, want die volheid van God woon in Christus, en ek woon in Christus, en nou het ek die volheid, en die volheid alleen kan my bring waar ek my werke volkome voor God is. Nou, wanneer ek die volheid het, en my werke raak volkome, is ons lewens ingerig na die gees en nie na die vlees. Na die gees en nie na die vlees. En die hele wapenrusting gaan oor na die gees. Wandel in die gees. Dis die wapenrusting. Niks na die vlees nie. Halleluja. En wat hier vir my belangrik is nou, is dat dit wat Paulus gesê het, ons is 'n open brief. Nou, voordat ek by die open brief kom, gaan ek net gou die volgende paar verse lees. Die Here Jesus sê, Matteus 5 vers 16, laat julle lig so skyn voor die mens, dat julle goeie werke kan sien, en julle Vader in die hemel verheerlik is, wat in die hemel is verheerlik. Dit meen die mense moet ons goeie werke kan sien. Wat is goeie werke? Halleluja. Romeine 2 vers 7. Aan die wat deur volharding in goeie werke, heerlikheid en eer en onverganklikheid soek die ewige lewe. Halleluja. Goeie werke bring vir jou eer en 'n onverganklikheid van die ewige lewe. Goeie werke. En dan sê hy, Efesiërs 2 vers 10, want ons is sy maaksel, geskape in Christus. Dis waarom ons is in Christus, in die volheid, en ons het die volheid, en dit bring ons by, dat ons werke volkome kan wees. God het ons in Christus geskape, 'n nuwe skepsel, halleluja, tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel, halleluja. Nou, hoe wandel ek in die goeie werke wat God voorberei het? Ek gaan dit nou verduidelik. Hy sê, julle harte vertroos, dis 2 Tessalonisense 2 vers 17, en julle versterk in alle goeie woorde en werke. Woorde en werke. Woorde, twee dinge wat saamwerk, woorde en werke. En dan gaan hy verder, hy sê dat julle in 1 Timoteus 6 vers 18, dat julle goed moet doen en ryk wees in goeie werke, vrygewig en mededeelsaam. Nou, wanneer hy praat van vrygewig en mededeelsaam, is nie net om op hierdie aardse lewe vrygewig te wees aan mense, en mededeelsaam te wees met mense nie. Halleluja. Die belangrike ding wat ek vrygewig moet gee aan mense, is hier die evangelie. En mededeelsaamheid, ek moet hierdie evangelie deel met alle mense. Eers na die gees, die vlees sal die Here voorsorg, sodat ek dit ook kan doen.
Hy sê, hulle bely dat hulle God ken, maar hulle verloon hom deur die werke, omdat hulle gruwelik en ongehoorsaam is en ongeskik vir elke goeie werk. Ek meen, dit sê Paulus vir Timotheus. Hy sê nou in Timotheus 2 vers 7, betoon jou in alles 'n voorbeeld van goeie werke met onvervalsheid in die leer, waardigheid, opregtheid. Betoon jou alle goeie werke. Halleluja. Hy sê in Timotheus 2 vers 14, wat homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. Dit bly goeie werke. Halleluja. En dan sê hy ook, ons moet sorg dra om goeie werke voor te staan. Dit is wat goed en nuttig is vir alle mense. Ons moet goeie werke voorstaan. Halleluja. En dan natuurlik, hy sê, laat ons op mekaar ag gee tot liefde en goeie werke aan te spoor. Dis Hebreërs 10 vers 24. En dan sê hy natuurlik ook in Jakobus hierdie mooi woorde, 3 vers 13, wie is wys en verstandig onder die Here? Laat hom uit sy goeie lewenswandel sy werke in sagmoedigheid, wysheid betoon. Nou, hier is 'n baie belangrike een. 1 Petrus 2 vers 12, en hou julle lewenswandel onder die heidene skoon, sodat as hulle van julle kwaad spreek, soos van kwaaddoeners, julle op grond van die goeie werke wat hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van besoeking. Hoor wat sê hy? Hulle op grond van die goeie werke wat hulle aanskou. Dit meen, die wêreld moet ons goeie werke aanskou, sodat God verheerlik kan word in die dag van versoeking. Nou, hoe moet ek my goeie werke openbaar sodat die wêreld dit kan aanskou? Dit meen dat hulle my goeie werke kan sien. Nou wil ek lees wat Paulus sê. 2 Korintiërs 3 vers 2. Julle is ons brief, geskrywe in ons harte, geken en gelees deur alle mense. 2 Korintiërs 3 vers 3. Omdat julle duidelik 'n brief van Christus is, deur ons diens berei. Dis baie interessant. Paulus hulle berei en dit wat hulle doen, het hulle die gemeentes berei sodat hulle 'n duidelike brief van Christus kan wees. Geskrywe nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God. Nie op kliptafels nie, maar op tafels van die hart. Halleluja. En nou sê hy ook in Tessalonisense 2 vers 15, so dan broeders, staan vas en hou julle aan elke voorskrif wat julle geleer het, of deur 'n brief, of woord, of deur woord of deur brief. Halleluja. Nou sê Paulus, 2 Tessalonisense 3 vers 14, en as iemand aan ons woord in hierdie brief nie gehoorsaam is nie, teken die man en hou geen gemeenskap met hom nie, sodat hy skaam kan word. Halleluja. Wat Paulus hier vir ons sê, is dat ons is 'n oop brief. Al die mense gelees moet word. Halleluja. Ons het die woord, en die woord is die lig. Maar wat is dit wat die mense lees? Wat is die goeie werke wat ons moet doen? Volkome toegerus tot alle goeie werke. Nou, wil ek net hierdie vraag vra. As jy toegerus word met iets, as jy opgeroep word vir die weermag,
dan rus hulle jou toe met alles. Om te verdedig. En ons word deur God toegerus om hierdie evangelie te verdedig. Nou, hoe het God ons toegerus? Halleluja. En ek gaan dit vir u lees. Ons het dit die afgelope jaar, 2 jaar, bietjie meer as 2 jaar, het ons dit aan u verkondig. Dit is hoe ons toegerus is vir elke goeie werk. Hy sê in Efesiërs 6 vers 10, eintlik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. 11de vers. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy hulle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Trek die volle wapenrusting. Wat doen die Here God? Hy rus ons toe met 'n wapenrusting om weerstand te bied. Nie om oorlog te voer nie, weerstand te bied. Hoe kan ek weerstand bied? Ek is dan 'n oop brief en dis baie interessant. Die wapenrusting waarmee God ons toerus, halleluja, kan deur alle mense gelees word. Wanneer ons gaan, ek wil dit so lees, halleluja. Hy sê hierdie mooi woorde. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil. En nadat jy alles volbring het, staande kan bly. Wat moet ons volbring? Ons moet toegerus wees, volkome toegerus wees vir elke goeie werk. Halleluja. Dit meen, as ek wil weerstand wil bied, dan moet ek ten volle toegerus wees. En hoe is ek toegerus? Kom, ons gaan kyk na die woord. Hy sê, staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord. Dit meen, as mense kyk na my lendene, en hulle sien, my lendene is met die waarheid omgord, want, halleluja, dan kan hulle dit lees. Hierdie man, sy lendene is met waarheid omgord. Wat lees hulle by jou? Die waarheid. Want ons is 'n oop brief. Dit meen, God gee ons 'n toerusting sodat die wêreld kan lees wie ons is. En nou gaan hy verder en hy sê met die borswapen van geregtigheid aan. Dit meen 'n borswapen van geregtigheid. Die mense kan ons goeie werk, deur ons goeie werke, ons soos 'n brief lees dat jy en ek staan vir geregtigheid. Borswapen van geregtigheid. Dan wil ek net gou verder gaan. En dan die skoene aan die voete vir die bereidheid vir die evangelie van vrede. Dit meen die skoene is 'n openlike brief. Dat ons die skoene aan het vir die bereidheid vir die evangelie van vrede, die goeie tyding. Behalwe dit alles neem die skuld van die geloof op. As jy 'n skuld by iemand sien, wat sien jy? Halleluja. Skuld van die geloof, want die skrif sê dit so. Dis alles wat die wêreld kan lees, deur net die deel van die wapenrusting te sien, weet hulle, hierdie man het geloof, want hy het die skuld. Nou gaan hy verder en hy sê, waarmee jy al die vuurige pyle van die bose kan uitblus. Hy sê, neem die helm van verlossing op. Dit meen, as die mense die verlossing in my sien, hoe? Deur die helm van verlossing. Dit meen, die wapenrusting is wat geskrywe staan. En dit wat geskrywe staan, dit kan die mense lees, deur my goeie werke. Dan gaan hy verder en hy sê, halleluja. Hy sê, en die swaard van die gees, dit is die woord van God. Dit meen, as mense by my sien, die swaard van die gees, omdat ek by die woord staan, en sal by die woord val, halleluja. Wanneer mense hierdie dinge by jou lees, dit meen, die waarheid, geregtigheid, die geloof,
skoene aan die voete, die helm van verlossing en die swaard van die Gees. Dit is hoe die wêreld ons kan lees. Want uit ons goeie werke kom al hierdie dele van die wapenrusting na vore. En dit skyn soos 'n lig. En die oomblik as dit skyn, kan die mense dit lees by ons. So as jy die wapenrusting aan het, kan die mense ons as 'n oop brief lees. En ek wil nou vandag vir jou sê, halleluja, jy kan nie met 'n brief oorlog voer. Halleluja. En dit waarmee God ons toegerus het, hierdie wapenrusting, is nie vir oorlogvoering nie. Dit is vir goeie werke. Gaan lees God se woord verder. Ons sal volgende week aangaan, maar dit is vir goeie werke. Elke deel van die wapenrusting is vir goeie werke, nie om oorlogvoering te doen nie. Vader, ons wil vir u baie, baie dankie sê vir die onfeilbare woord, en ons weet in hierdie oomblikke, halleluja, dat wanneer ons kom tot die kennis van God, en die Heilige Gees ons leer en lei, Here, openbaar u die skrifte aan ons, sodat ons weet wat presies met elkeen van ons gebeur, wanneer ons u kind geword het deur die wedergeboorte. En ons dankie dat u ons volkome toegerus het, deur 'n wapenuitrusting, vir elke goeie werk. Here, hierdie wapenrusting is nie om oorlog te maak nie. Dit is goeie werke wat geld. Sodat ons werke volkome by God kan wees. Baie dankie daarvoor in Jesus se mooi naam en ons prys U. Amen en amen.